Hallo almal. Het jy al ooit stilgestaan en regtig gewonder hoe die plek waar jy bly, jou straat, jou buurt, hoe alles eintlik aan mekaar gesit is? Wel, vandag gaan ons op 'n klein ontdekkingsreis om presies dit uit te vind. So kom ons begin by jou. Waar bly jy? Is dit in 'n besige stad vol liggies en motors of dalk op 'n stil plaaspad waar jy saans die sterre kan sien? Maar weet jy wat? Of jy nou in 'n woonstel is of 'n huis of selfs op 'n farm, al daai plekke het een ding in gemeen. En daai spesiale naam, dis 'n nedersetting. Ja, dis 'n groot woord, maar al wat dit beteken is 'n plek waar mense saam woon. En daardie een woordjie gaan ons help om alles te verstaan, van die kleinste plaas tot die heel grootste stad. Goed, hier's ons padkaart vir vandag. Ons gaan eers kyk waar mense woon, dan hoe plekke van klein tot groot groei en dan die boublokke wat alles aan mekaar hou. Ons gaan selfs leer hoe om nie te verdwaal nie. En ons sluit af met die heel belangrikste vraag. Hoekom woon ons enigsins saam? Is jy gereg? Kom ons spring weg. Reg, kom ons duik dadelik in by afdeling 1, waar mense woon. Ons begin sommer by die heel basiese idee. So, die hart van enige nedersetting is eenvoudig, mense. Denk daaraan, dis nie net 'n plek waar ons slaap nie, né? Dis waar ons bure het, waar ons in parke speel, waar ons mekaar in die winkels raakloop. Dit gaan alles oor daardie gemeenskap, daardie gevoel van saamwees. Maar is alle nedersettings dieselfde? Nee, natuurlik nie. Sommige is klein en stil en ander is reusagtig en gons van die geraas. So kom ons kyk 'n bietjie hoe 'n nedersetting kan groei van die kleinste begin tot die heel grootste eindpunt. Ons reis begin op 'n plaas. Dis seker die eenvoudigste soort nedersetting. Dikwels is dit net een familie, omkring deur lande en diere. Kan jy jou daai stilte voorstel? En al daai oop spasie. Hier is waar alles begin. So, wat gebeur as 'n paar plase naby mekaar is? Wel, dan begin mense saamgroepeer en dan vorm 'n dorpie. Skielik is daar dalk 'n klein winkeltjie wat brood en melk verkoop of 'n skooltjie waar al die kinders van die omgewing bymekaar kom. Dit begin lewe kry. En daai dorpie hou aan groei. En wat word dit dan? 'n Dorp? Nou praat ons van meer as net 'n skooltjie. Skielik is daar 'n polisiestasie om almal veilig te hou, banke vir besighede en baie meer mense. Die paaie is nou besigger en die lewe is, wel, 'n bietjie vinniger. En dan, die groot een, die stad. Wow, kyk net daai torenggeboue wat in die wolke krap. Hier is miljoene mense met lughawens wat jou enige plek in die wêreld kan neem, reuse hospitale en 'n energie wat jy nêrens anders kry nie. Dis amper ongelooflik om te dink dat dit alles by 'n eenvoudige plaas begin, hè? Hierdie tabel sit die hele storie vir ons mooi langs mekaar. Kyk gou hier. Op die plaas, wat s'ie werk? Plaaswerk natuurlik, en die paaie, grondpaaie. Maar spring ons oor na die stad, skielik is dit ingenieurs en kantoorwerkers en die paaie is snelweë. Elke kolom wys vir ons presies hoe 'n nedersetting meer en meer kompleks raak soos dit groei. Goed, so ons weet nou daar plase, dorpies, dorpe en stede. Maar waaruit bestaan hulle eintlik? Kom ons breek dit af en kyk na die basiese boublokke wat jy in enige nedersetting sal kry. Die heel eerste boublok is natuurlik 'n gebou. Dis ons skuiling. Of dit nou jou huis is, die skool of die winkel waar jy lekkers koop, elke gebou is 'n boublok wat help om die groter prentjie van 'n nedersetting te vorm. En hoe verbind ons al daardie geboue? Met paaie natuurlik. Maar nie alle paaie is dieselfde nie. Dink daaroor, in 'n besige stad, daar het jy gladde teerpaaie nodig vir al daai karre en busse wat rondjaag. Maar op die plaas, wel, daar's 'n goeie ou grondpad heeltemal perfek vir 'n trekker. Goed, met al hierdie geboue en paaie oral, hoe op aarde keer 'n mens dat jy nie heeltemal verdwaal nie? Wel, ons gebruik iets spesiaals. Ons noem dit bakens. Dis amper soos die natuur of die mens se eie ingeboude GPS-punte. En hierdie bakens is oral om ons. Soms is hulle natuurlik, soos daai reuse ou boom by die rivier wat almal ken. Ander kere is dit iets wat mense gebou het, soos 'n kerk se toring of 'n hoë horlosie wat jy van ver af kan sien. Dink gou, wat is die bekendste baken in jou dorp of stad? So as jy vir 'n vriend moet verduidelik hoe om by jou huis te kom, is dit eintlik doeteenvoudig. Jy gebruik net hierdie stappe. Jy sê iets soos: ry reguit, draai links by daai groot boom, die baken, en dan is my huis net langs die poskantoor.
Sien, maklik. En dit bring ons by die heel belangrikste vraag van vandag. Hoekom? Hoekom bou ons enigstens nedersettings? Hoekom leef ons nie maar net elkeen op ons eie iewers nie? Die antwoord is eintlik eenvoudig. Ons het mekaar nodig. Ons almal het basiese goed nodig soos kos, water en 'n dag oor ons kop. Probeer jou indink, jy moet jou eie kos groei en jou eie klere maak en jou eie huis bou. Dis amper onmoontlik. Deur saam te woon, kan ons hierdie take verdeel en mekaar help. Okay, so om in daai behoeftes te voorsien, gebruik ons eintlik 3 soorte hulpbronne. Dink so daaraan. Eers het jy die natuur nodig vir natuurlike hulpbronne soos hout. Dan het jy tegnologie nodig soos 'n saag om daai hout in planke te sny. En laastens het jy menslike hulpbronne nodig, die vaardigheid van die skrynwerker om daai planke in 'n tafel te verander. Al 3 werk saam. En dis waar nedersettings regtig hulle waarde wys. Hulle gee vir ons al hierdie wonderlike dienste wat die lewe soveel makliker maak. Dink net hoe moeilik dit sou wees as ons elkeen ons eie skool, hospitaal en winkel moes bou. So hier's my laaste vraag vir jou vandag. As jy nou in jou eie nedersetting rondkyk, watter een diens is vir jou die heel belangrikste? Is dit die skool, die hospitaal, miskien die bus wat jou rondneem? Dink 'n bietjie daaroor, want jou antwoord wys watter boublok vir jou die heel belangrikste is in hierdie wonderlike komplekse plek wat jy jou tuiste noem. Dankie dat jy saam met my hierdie wêreld kom verken het.